Het jy al ooit gewonder hoe 'n antieke wet ons vandag nog iets kan leer oor sosiale verantwoordelikheid? Wel, vandag duik ons in presies dit. Ons gaan kyk na 'n stelsel wat wys hoe geloof en praktiese omgee vir die gemeenskap, wel, hoe dit duisende jare gelede reeds hand aan hand geloop het. En alles begin met 'n baie ernstige, plegtige verklaring. Dis nogal kragtige woorde, né? En dis nie sommer net iets wat jy terloop sê nie. Nee, hierdie was die kern van 'n formele, openbare verklaring wat 'n Israeliet voor God moes aflê. Jy kan amper dink daaraan soos 'n eed. Dit het die einde van 'n baie spesifieke plig aangedui. So watter plig was so belangrik dat dit so 'n ernstige verklaring nodig gehad het? En ja, dis die groot vraag, is dit nie? Hoekom al hierdie formaliteit? Hoekom moes iemand hardop getuig dat hulle al deel gedoen het? Die antwoord sien jy wys vir ons 'n ongelooflike diep verband tussen persoonlike aanspraaklikheid, hoe jy aanbid en die welsyn van jou hele gemeenskap. Goed, om hierdie verklaring regtig te snap, moet ons eers die stelsel daarachter verstaan. Want hierdie was nie net een of ander eenvoudige offerande nie. Nee, dit was deel van 'n baie gesofistikeerde stelsel van tiendes wat elkeen 'n ander doel gehad het. So, kyk, dit het min of meer so gewerk. Daar was 3 verskillende tiendes oor 'n siklus van 7 jaar. Die eerste tiende was jaarliks en het gegaan om die Lewiete te onderhou. Hulle was die priesterlike stam wat nie grond besit het nie. Die tweede tiende was vir 'n groot feesmaal in Jerusalem, 'n tyd van viering. Maar hier's waar dit regtig interessant raak, die derde jaar tiende. Elke derde en 6ste jaar is daardie tiende nie na die hoofstad toe gevat nie. In plaas daarvan het dit 'n heeltemal ander en baie spesiale doel gedien. En dis die sleutel. Hierdie spesifieke tiende het in die plaaslike dorpe en gemeenskappe gebly. Dit was basies 'n gemeenskapsfonds, 'n soort antieke sosiale veiligheidsnet. Dit is ontwerp om hulp te gee presies daar waar dit nodig was, op grondvlak. So, wie presies het by hierdie plaaslike fonds baat gevind? Die wet was ongelooflik spesifiek oor wie hierdie hulp moes kry. Niks is aan die toeval oorgelaat nie. En dit wys jou, die hele stelsel is met opset ontwerp om die mees kwesbare mense in daardie samelewing te beskerm. 4. Die wet het 4 spesifieke groepe mense geïdentifiseer. 4 kategorieë wat in daardie antieke landbousamelewing as die mees behoeftigstes beskou is. En hier is hulle. Eerstens die Lewiet wat vir sy lewensonderhoud van die mense afhanklik was. Dan die vreemdeling of die nie-Israeliet wat sonder die beskerming van familie of grondregte in die land gebly het. Dan die weeskind, 'n kind sonder 'n pa wat sy sosiale status en erfporsie verloor het. En laastens die weduwee wat sonder die finansiële ondersteuning van 'n man agtergebly het. Hierdie 4 groepe was die fokus van hierdie spesiale tiende. So, nou kom ons terug na daardie verklaring. Deur dit voor die Here te maak, het die persoon nie net sy gemeenskap nie, maar God self as getuie geroep. Dit was 'n daad van aanbidding, wat eintlik sê, ek het my deel gedoen, ek was gehoorsaam en ek het vir die kwetsbares in my midde gesorg. Dis 'n ongelooflike kragtige manier om persoonlike aanspreeklikheid te verseker, né? So, jy kan aan hierdie verklaring dink as 'n soort, 'n gewetenskontrolelys. Dit het 3 dinge bevestig. Eerstens, akkuraatheid. Het jy presies gegee soos jy moes? Tweedens, gehoorsaamheid. Het jy dalk probeer om die reëls te buig of kortpaaie te vat? En derdens, herinnering. Het jy dit dalk bloot vergeet? Die verklaring was dus 'n bevestiging dat jy jou plig noukeurig, gewillig en bewustelik nagekom het. Reg, so as ons al hierdie legkaartstukke bymekaar sit, begin ons 'n prentjie sien wat soveel groter is as net 'n finansiële bydrae. Ons sien hoe geloof, geregtigheid en die gesondheid van die gemeenskap heeltemal onafskeidbaar van mekaar is. Dit wys ons dat om vir die armes te sorg nie net 'n private liefdedadigheidsdaad was nie. Dit was 'n openbare, goddelike opdrag. Ware aanbidding het nie net gegaan oor rituele in die tempel nie, maar ook oor hoe jy jou naaste in jou eie dorp behandel. Sosiale geregtigheid was, met ander woorde, 'n integrale deel van hoe jy jou geloof uitleef. So, hierdie hele stelsel het eintlik op 3 groot pilare gestaan. Nommer 1, persoonlike aanspraaklikheid, wat deur daardie openbare verklaring verseker is. Nommer 2, sosiale geregtigheid, deur doelbewus te voorsien vir die mees kwesbares. En nommer 3, die algehele welsyn van die gemeenskap, want 'n gemeenskap is mos net so sterk soos sy mees behoeftige lid. En dit uiteindelik is die diepste boodskap hier. Hierdie antieke wet sê vir ons dat ware spiritualiteit nie in 'n bordel kan bestaan nie. Dis nie net 'n innerlike gevoel of 'n private verhouding nie. Dit moet sigbaar word in dade van liefde, omgee
en bovenal geregtigheid teenoor ander mense. En dit los ons met hierdie laaste prikkelende vraag. As ons na hierdie antieke bloudruk kyk, wat persoonlike verantwoordelikheid so direk aan gemeenskapssorg koppel, hoe beïnvloed dit die manier waarop ons vandag dink oor ons pligte teenoor mekaar in ons eie gemeenskappe? Dis beslis iets om oor na te dink.